iets het my net vasgegryp, want ek het begin wonder, nou wat beteken hierdie name van die 6 stede? Dis nou typies ek is baie nuuskierig. Vir my is dit nie net genoeg om dit wat daar staan te lees nie, ek wil dieper weet. Maar ons moet ook versigtig wees, want daar kan ook 'n verkeerde manier wees om te gaan soek. Jy kan 'n gedeelte uit die Bybel vat, en jy kan met daai net maak wat jy wil, sodat dit inpas by wat jy vandag voel, of wat jy vir iemand anders wil sê. Het sy wat nou mooi of lelik is? Nee, ons weet ons kan dit nie. Dis die verkeerde manier. Die regte manier is die skrywer, wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, het 'n spesifieke boodskap gehad met dit wat hy geskryf het. En dis wat die woord beteken. Dis nie wat jy wil hê dit moet beteken nie. Jy moet weet wat dit beteken. So ek het nou toe gaan lees daaroor en dit het my ongelooflik gefascineer. Veral toe ek agterkom, elke naam van 'n vlugtelingstad het 'n betekenis wat wys na ons Messias. En ek kon nie ophou daaroor te lees nie. En een van die stede se naam het vir my groot betekenis gehad, wat Sichem is of Shechem, en dit beteken tussen sy skouers. So dit is waar die idee vandaan gekom het. Nou in die begin wou ek net 'n blogartikel oor die vlugtelingstede skryf, en ek wou dit persoonlik maak oor hoe ons op vlug, en toe kom ek agter ek wil heeltemal te veel sê. En dit is wat my op die ou end laat besluit het, nou kom skryf ek nie 'n verhaal nie. Iets wat ek nog altyd oor gedroom het. Ek het 'n klomp onvoltooide projekte altyd in my lewe gehad, wat ek in 'n laai gedruk het, en toe ek jonk was, het ek onervare geskryf oor goed waarvan ek niks verstaan het nie. En toe voel dit net vir my, maar ek is op die punt van my lewe, ek was 'n ma, nou klaar, ek is nog steeds 'n ma, maar ek het nou nie meer kinders in die huis nie. Ek kan nou dieper dink, en die Here het my 'n lewenspad gegee, soos elkeen van julle, en ons ondervind goed, ons bære dit hier, ons het elkeen iets wat ons kan deel. Jy moet nooit dink jy het niks om met iemand te deel nie, jy kan selfs jou pyn met iemand deel, en dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor wat Jesus vir jou gedoen het, en wat jy vir ander mense kan beteken. So dit is my passie, dis wie ek is. En ek sal altyd luister as iemand praat, en dan sal ek dink, maar daar's 'n rede hoekom hierdie persoon voel soos hy voel, doen soos hy doen. Ons kan nie net mense sommer net veroordeel en sê, ek wil niks met hierdie persoon te doen hê nie, want ek hou nie van die manier waarop hy dinge doen nie. Daar's 'n rede vir elke optrede van 'n mens. Almal het 'n verlede, almal het 'n verwysingsraamwerk waaruit hy kom. Ons moet mekaar 'n kans gee. Ons moet nie sonde goed praat nie. Sonde is verkeerd. Dit moet ons passie en ons einddoel wees om iemand na Jesus toe te lei. Maar jy moet tyd spandeer saam met iemand. Jy gaan nie binne 5 minute iemand kan help nie. Jy moet verhouding bou. En dit is waaroor my boek ook gaan. Wanneer jy my boek lees, gaan jy sien, dit gaan alles oor verhouding bou. Tyd saam spandeer, opoffer. Want dis al, liefde en opoffering is die enigste ding wat mense verander. Nie iets anders nie. Dit gaan nie help jy kwaad vir iemand nie, dit gaan jou nergens bring nie. Ons moet vir mekaar bid, en dit is baie moeilik om vir jou vyand te bid. Dit is nie maklik nie. Maar dis wat die Here van ons vra. So, ek het toe nou besluit, dit gaan 'n roman raak, maar ek het net in my hart die hele tyd gevoel, dis wat die Here wil hê ek moet doen. Want ek het nou die tyd daarvoor, om te kan skryf. En ons moet onthou, die mens is verlore, ons is verlore in ons sonde. En ons almal is op pad na die verderf toe. Julle ken die evangelie, ek hoef dit nie vir julle vanoggend te vertel nie, want julle almal is lief vir die Here. Maar ons moet onthou, iemand wat 'n vlugteling is, sonder 'n heenkome, is 'n swerwer. Weet jy nou baie swerwers leef tussen ons, elke dag. Hulle besef, baie van hulle besef nie, hulle is 'n swerwer. En dis 'n gevaarlike ding om 'n swerwer te wees, want jy kom nooit op die plek waar jy tuis kom. Jy kan miskien momente ervaar waar dit vir jou lekker is op 'n plek, en dis nou 'n baie lekker tyd. Die volgende oomblik is dit glad nie lekker. So dit is ook belangrik, is ons moenie swerwers wees nie. En 'n ander ding wat ek besef is, mense verstaan nie God se karakter nie. Baie Christene verstaan nie wie God is nie. Vir hulle is God iemand wat my moet lief hê, en hy moet vir my lewe goed laat verloop. Dan mag die verkeerde dinge gebeur. En jy hoor dikwels hoe mense sê,
Hoe kan 'n goeie God wat lief is vir my so iets toelaat? Hoe kan hy nou so iets in my lewe toelaat? Of ek verstaan nie God nie, of ek vra en God wil my nou nie antwoord nie. Ons verstaan nie wat God altyd in gedagte het nie. Al wat ons net moet weet is God is soewerein. Hy het alles onder beheer. Kom ek sê dit nou in Engels, ek gaan baie Engelse terme gebruik. Heaven rules. Ons moet dit onthou. Al lyk dit hoe sleg om ons. En ons maak almal vreeslik baie foute. En ons struikel en ons val en partykeer dra jy hierdie gevolge saam met jou. Maar hoekom het God dit toegelaat in jou lewe? Daar was 'n tyd in my lewe waar iets met ons gebeur het as gesin, waar ek gesê het, maar Here, hoekom het U dit nie verhoed nie? U het geweet hierdie verhouding gaan nie uitwerk nie. Hoekom het U dit nie verhoed? Die Here het dit toegelaat vir 'n spesifieke doel. En ons moet onthou, baie mense is op 'n pad van selfvernietiging. Ongelooflik. Ek skryf daaroor in my boek. My een karakter, my hoofkarakter, ek het 2 hoofkarakters in my storie, is 'n selfvernietigende persoon. En jy moet onthou, as jy so selfvernietigend is dit nie net jouself wat daaronder lê nie. Jy trek 'n klomp mense saam met jou. Die mense wat naaste aan jou is, kry swaar. Dit is nie maklik nie. Selfgesentreerd, haat, rebellie, onvergewensgesindheid. En 'n ander probleem wat vandag baie gebeur is, ons het verkeerde raadgewers wat ons volg. Ons volg nie God se woord nie. Ons het al hierdie slim maniertjies. Jy hoor mense sê, just follow your heart. Just follow your heart. Moet dit nie doen nie, moet dit asseblief nie glo nie. Wat sê die Bybel van jou hart? Jou hart is bedrieglik bo alle dinge. Nou, hoe kan jy nou agter jou bedrieglike hart aanloop? Dis die verkeerdste raad wat iemand ooit vir jou kan gee. Al klink dit hoe goed. En dan is daar natuurlik mense wat lewensredders aanlyn volg, nê? Met al hierdie wonderlike maniere wat hulle sê, dit is hoe jou brein werk, en jy moet nou net hierdie ding en hierdie ding bymekaar sit, en dis jou strategie, en dis alles sulke mooi goed. En partykeer gebruik hulle God se woord ook so tussenin, dan vat hulle so versies saam. Dit is die verkeerdste manier waarop jy jouself kan help. Dit kom met 'n gebed, op jou knieë. Jy smeek die Here en jy moet verander. Daar's nie iets wat dieselfde kan bly nie, anders gaan niks verander nie. Dit begin by jouself. Dit begin by jouself. En ek het 'n quote, ek wil nou dit eintlik in Afrikaans sê, 'n aanhaling, of 'n aanhaling van Spurgeon, maar die aanhaling is nou in Engels. God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. And when you cannot trace His hand, trust His heart. Daar mag jy die hart vertrou. Net God se hart. Geen ander mens se hart. Jy kies asseblief in jou eie hart. Just trust God's heart. Dis waar die geheim lê. En om dit nou af te sluit, die inleiding, gaan ek vir julle Jesaja 9 vers 6 lees. Dis 'n baie bekende stuk in die Bybel. Ek het dit ook in Engels aangehaal. Die Engels sê dit vir my net soveel mooier. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. En dit is wat ons nodig het. Hy is die raadgewer. So as jy dan 'n raad wil volg, dan volg jy die Here se raad. Nie jou eie of ander mense se raad nie. So dit is nou net 'n inleiding.